Ek wil graag hê dat ons vooraf, terwyl ons so sit, Psalm 128, Psalm 128 saam sing. Psalm 128 vers 1 en vers 3. Ons gaan nou ons afhanklikheid teenoor die Here verklaar en dan gaan ons die seën van die Here ontvang. En net daarna bly ons staan om saam Liedboek 449, 449 vers 1, 2 en 3 saam te sing. Kom ons staan om ons afhanklikheid teenoor die Here te verklaar. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak. Geliefdes in die Here, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen.
Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Jy kan sit lekker in. God se wil is vir ons baie duidelik. En dit is dat ons hom moet lief hê en ons naaste soos onsself. En ons weet ook daarby dat wanneer ons in 'n ootmoedige hart, met 'n ootmoedige hart kom, 'n hart van berou en bekering, dat hy ons sondes vergewe. Hy sê dat as ons na hom toe kom en as ons vra, dan vergewe hy ons sondes, en nie net ons sondes nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Om ons verootmoedig ons nou voor die Here deur saam te bid. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, dankie vir u genade en u liefde, al die seëninge wat u so mild oor ons uitgiet soos water, dat dit ons heeltemal deurdrink. Want as ons terugdink, dan kan ons nie anders as om te sien en te beleef dat u vir ons goed is, dat u ons geseën het, dat u beloftes, dat u getrou is, u beloftes almal nagekom het. Ons kan nie anders as om te beleef hoe groot, hoe oneindig u liefde is. En daarom, Here, kom ons met dankbaarheid na u. Dankbaarheid, maar ook met harte wat verslae is oor ons eie onmag, oor ons eie ongehoorsaamheid en opstandigheid. Want voor ons weer sien, dan doen ons wat nie u wil is nie. Voor ons weer sien, dan dink ons en sê ons dinge wat dwars teen u wil ingaan. Ons praat haat teenoor medemense. Mense wat na u beeld gemaak is. Ons verag ander mense. So dikwels, Here. Help ons om onsself te bekeer. Seën ons deur die kragtige werk van die Gees om ons op die pad te bring. Die pad van ons Here Jesus Christus. Agter hom aan, as sy disippels, gehoorsaam, nederig, erkend, dankbaar vir die groot verlossing. Sien ons ook nou, Here, deur die kragtige werk van die Gees, om die woord mooi te hoor, dat dit in ons harte geberg sal word, en dat ons daaroor sal nadink, en dat die Heilige Gees ons sal herinner daaraan, aan die evangelie van ons Here Jesus Christus. Sal dat onthou wat ons hoor om dit te doen elke dag, om ons daadkrag te gee. Seën ons daarom, Here. Bewaar ons ook van die kwaad. Ons gebed is dat U ons harte, ons gedagtes ook gevange sal hou nou, dat ons die bekommernis oor
alles, dat ons dit daar sal los en dat ons harte ontvanklik sal wees om te hoor wat U vir ons sê in U woord. Dit alles by ons en ons prys die naam in die wonderlike naam van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Amen. Ek wil graag in opvolg van verlede week se prediking uit Genesis 18 waar Abraham die verbond, God die verbond met Abraham gesluit het en waar hy gestaan het en dat die Here by hom kom staan het, wil ek graag saam met julle weer daaroor nadink wat dit beteken dat die Here by jou staan. En ons lees uit Johannes 16. Johannes 16, ons lees van vers 1 tot by vers 15. Die tekstgedeelte is vers 7. Net eers vooraf, van Johannes 14 af, was deur tot by die hoëpriesterlike gebed van Johannes 17, is ons Here Jesus daardie donderdagnag besig om sy disippels te vertroos, te bemoedig en om vir hulle te verseker dat hy by hulle is, dat hy hulle nooit sal verlaat nie, alhoewel hy weggaan. En hy verduidelik dit. En hy verduidelik eintlik daarom dat hy by ons gaan staan. Ons hoef nie alleen te wees nie. Johannes 16 van vers 1 af. Hierdie dinge sê ek vir julle, sê Jesus, sodat julle nie afvallig word. Die mense sal julle uit die sinagoge span. Daar kom selfs 'n tyd dat elkeen wat een van julle doodmaak sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. En dit sal hulle ook doen, omdat hulle die Vader nie ken nie en my ook nie. Maar ek sê dit nou vir julle, sodat wanneer die tyd daarvoor aanbreek, julle daaraan moet dink dat ek dit vir julle gesê het. Ek het dit egter nie van die begin af vir julle gesê nie, omdat ek nog by julle was. Nou gaan ek na hom toe wat my gestuur het, en tog vra niemand van julle vir my, waar gaan u heen nie. Maar omdat ek dit vir julle sê, is julle harte vol droefheid. Tog sê ek vir julle die waarheid. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan, want as ek weggaan, nie sal die voorspraak, die Heilige Gees nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. En wanneer ek kom, sal ek bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde, en dat die reg aan my kant is, en dat die oordeel al gekom het. Die wêreld is skuldig aan sonde, want die wêreld glo nie in my nie. Die reg is aan my kant, want ek gaan na die Vader toe, en julle sal my nie meer sien. Die oordeel het al gekom, want die owerste van hierdie wêreld, die Satan, is klaar veroordeel. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou begryp nie. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang het, sal hy aan julle verkondig. Alles wat aan die Vader behoort, behoort ook aan my. Daarom dat ek gesê, wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Ons lees tot sover. Die teks, vers 7, tog sê ek vir julle die waarheid, sê die Here Jesus. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. Gaan oor die voorspraak. Broer en suster, al ooit eensaam gevoel. Regtig eensaam. Gevoel of alles en almal om jou waarop jy gesteun het, net skielik nie meer daar is. Baie geleerdes sê om mens te wees is om eensaam te wees. En mens wees word gekenmerk deur 'n reaksie op eensaamheid.
Soms is die reaksie positief. Dit lei jou tot nuwe hoogtes. Maar soms lei dit ook 'n mens ook tot dwelms en emosionele verlaming. Soms maak dit en soms breek dit die menslike gees. Soms bring dit jou tot volle lewe met God en soms bring dit mense tot beëindiging van hulle lewe. Eensaamheid is een van die diepste, mees universele, diepgaande ervarings wat ons as mense kan hê. En soos baie ander dinge onderstreep die inperking van COVID-19 hierdie feite duidelik. En dan is dit mos gewoonlik snags wanneer die gevoel van eensaamheid die ergste is. En dis juist die donderdagnaand voor sy kruisiging dat Jesus se disippels hierdie ervaring het. Iets daarvan begin aanvoel. Hulle is bewus van die feit dat hulle Here Jesus weggaan. En dis daarom dat Jesus hulle bemoedig, dat hy hulle help, dat hy letterlik by hulle staan, hulle aanmoedig, help, vertel wat die waarheid is. Dis wat ons verlede keer gesien het in Genesis 18, net voordat Sodom en Gomorra vernietig is, dat die Here in menslike gedaante by Abraham bly staan het. Ons het die vraag gevra, is dit nie 'n kleedrepetisie vir ons Here Jesus Christus in ons aarde toe? En dit is. Want sien, dis wat ons Here Jesus Christus kom doen het hier op aarde. Om die feit dat hy van altyd af ons voorspraak was, is te kom verduidelik, helder te kom proklameer. Uiteindelik kom sê, ek is hier. Kyk, hier staan ek by julle. En dat hy met sy dood en opstanding vir ons die versoening met God en die lewe by God kon verdien het. Iets wat ons nooit en in al ewigheid nooit sal kan verdien. Hy het wat ons nooit kon doen nie, het hy kom moontlik maak. En hy het gedoen deur by ons te kom wees, as mens, as het ware by ons te kom staan. En hy daardeur ook die gronde vir sy voorspraak by ons hemelse Vader kom verdien. Dink bietjie mooi daaroor. Met sy lewe kom betaal daarvoor, sodat hy grond kan hê, waarby ons saak by God kan behartig, kan verdedig, as ons advokaat by God kan optree. Hy is ons middelaar, die een wat ons saak by God kom bemiddel, kom skik. En hier, letterlik die vooraan van sy kruisdood, aan die einde van sy aardse bediening, sê Jesus self dit aan sy onseker en verwilderde disippels. Dis tot julle voordeel dat ek weggaan, want dan sal die voorspraak ons trooster, dit is die Heilige Gees, met ons wees. Net vroeër in hierdie troostryke naggesprek noem Jesus die Heilige Gees die ander voorspraak of die ander trooster wat in sy plek by jou sal wees. Hy is jou advokaat vir die verdediging, kan mens maar sê. Die Heilige Gees het kom doen, en dis wat die Here Jesus hier beloof, wat die Here Jesus kom doen het.
om vir jou in te tree. Hy is die Here, die Heilige Gees, wat nou by jou staan, by jou bly staan. Want sien, hy woon in elkeen wat glo. Ons lees die mooi verduideliking hiervan in Romeine 8, vers 26 en 27, die bekende woorde, die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat in ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy, die Gees, pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Die beeld wat Paulus hier in Romeine 8, hierdie verse voorhou, is die Here, die Heilige Gees, wat as dit ware sy arms onder jou insteek en jou dra, wanneer dit vir jou moeilik raak. Hy is die een wat die neffens jou is, wanneer jy eensaam en hoog is, en jou om die skouers neem en sê, ek is hier, jou met hierdie stiltes ophelp. Hy bly by jou staan. Hoe doen die Heilige Gees dit? Ons Here Jesus Christus sê dit in daardie nag voor die verskriklike maar ook goeie Vrydag van sy kruisiging. Die Heilige Gees is die Gees van die waarheid. Hy bevestig ons eerstens in die geloof. Hy sê, die wêreld is skuldig aan sonde. Hoekom? Want die wêreld glo nie in my nie. En dis die Heilige Gees wat ons dan bemoedig en by ons staan om te sê, moenie saam met die wêreld verval in sonde nie, want die Here leef. Die wêreld glo nie in my nie, want die wêreld is skuldig aan sonde, want die wêreld glo nie in my nie. So bevestig die Heilige Gees ons in ons geloof. Nog verder, die reg is aan my kant, want ek gaan na die Vader toe, en julle sal my nie meer sien. Net wanneer jy dink, ek is nou moeg daarvoor om reg te bly doen, kom die Heilige Gees my, bevestig aan jou die waarheid. Die reg was aan Jesus se kant, hy is die regverdige. En hy het na die Vader toe gegaan om daar vir ons voorspraak te doen, trooster te wees, advokaat te wees. Terwyl die Heilige Gees hier op aarde ons advokaat is. Ons sien nie die Here Jesus nie, ons sien God nie, maar die Heilige Gees woon in ons, bly by ons staan, bly by jou staan, om te sê, die Here Jesus, hy is die regverdige, die reg is aan sy kant. Maar hy bevestig ons verder in die geloof deur te sê, te verseker, die oordeel het al gekom. Hoekom? Want die duiwel, die owerste van hierdie wêreld, is klaar veroordeel. Wanneer? Christus uit die dood opgestaan en dit die dood oorwin. Almal is uit die dood uitgehaal. Die stok, die instrument waarmee die duiwel ons gekoggel het. Jy gaan tog dood gaan maak. En wat baat dit dan? Daai stok is weg. Hy bevestig ons dus eerstens in die geloof. Tweedens, as Gees van die waarheid, sê Jesus, hy sal my vereer. Johannes 16, vers 4. Alles wat ons Here Jesus Christus gesê het, sal die Heilige Gees verkondig. Die Heilige Gees sal die disippels van Jesus, dis ook die volgelinge van ons Here Jesus Christus vandag, herinner aan alles wat die Here gesê het en gedoen het. Ek herhaal net, die Heilige Gees doen die tweede ding as Gees van die waarheid.
Jesus sê, hy sal my verheerlik. Dan oor alles wat die Heilige Gees doen, wys na Jesus toe. Bring ons by Jesus uit. Om te sê, hy is die waarheid. Die trooster by jou. Die trooster by jou, die Heilige Gees, lei jou gedagtes om gedurig te dink aan die dinge van die Here. Lei jou gedagtes voortdurend na die dinge wat daarbo is, waar Christus is. Meer spesifiek, die Gees lei en rig jou gedagtes op ons saligmaker en die werk wat hy gedoen het tot jou redding. Kortom, die Gees lei jou in die waarheid. Jesus het gesê, ek is die waarheid. Johannes 14 vers 6, in dieselfde naggesprek. So, liewe broer en suster, lei die Heilige Gees jou ook om op sy pad, Jesus se pad, te bly loop. Om die waarheid lief te hê en te omhels. Die Heilige Gees maak jou pad oop om Jesus te volg. Die Heilige Gees bring jou op die regte pad. Die Heilige Gees, seën nie die pad wat jy loop as jy verkeerd is. Die Heilige Gees bring jou terug en maak jou pad by God oop. Jesus Christus het sy Gees gestuur, ons voorspraak, ons bemoediger, ons helper, ons trooster, om jou te verseker van die waarheid dat hy weggegaan het, maar ook die waarheid dat hy jou nie alleen los nie. Jy is nooit alleen nie. Te midde van alleenheid, mense wat weg is jy nooit eensaam nie. Kom ek bring jou terug na Abraham toe. Toe die Here daar by hom ontstaan het, vreemdeling in 'n vreemde land, op pad na wie weet waar die Here weet, maar hy nie. Toe staan die Here by hom. En hy besef, omdat die Here by my is, stuur hy my om die om my by te staan. En vir die wat dit nodig het, in te tree. Dis wat jy moet gaan doen. In 'n wêreld waar eensaamheid regtig 'n groot saak is en geword het in ons tyd. Die Heilige Gees staan by jou. Onthou dit. Amen. Kom ons dan saam. Ons almagtige God en Hemelse Vader, dankie dat ons hierdie wete kan hê, dat U by ons bly staan, en dat U ons nooit los nie, dat U die kinders nooit sal verlaat nie, omdat ons Here Jesus Christus van U verlaat was, en hy in ons plek dit gedra het. Dankie vir hierdie wonderlike wete, Here. Dankie vir U groot genade en U liefde, dat U ons telkens maar weer
om die skouers kon neem, om te verseker deur die Gees, dat U by ons is. Vader, hoe groot is U liefde nie, hoe ondeurgrondig U weer. Ons prys en loof U, in die naam van ons Here, Jesus Christus. Vader, ons weet, dat U ook by almal is, wat siek is, almal wat operasies ondergaan het, almal wat in een of ander nood gekom het die afgelope tyd, ook almal wat voel dat hulle eensaam is. U is daar, en ons dank U, Here. Help ons om raak te sien wie die eensaames is, wie die in nood is, wie die siekes is, om ook daar as U arms en hande mense te help dra. Help ons daarin, Here. Dit alles bid ons in Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou saam sing uit Skrifblyne 9:6 vers 5 en 7. Ons sing dit ook op die wysie van Psalm 149, die een wat ons net nou gesing het, die 449, was ook op daardie wysie. Maar as julle nou op die bord kyk, sal julle sien dat die derde reël en die laaste reël, af en graf, moet ons in 2 note sing. So ons sing af en graf af, nie net af en graf nie, dan pas die wysie. En dan ook by vers 7, presies dieselfde, die derde en die laaste reël van daardie vers is dan 2 note wat ons moet sing. Maar kom ons sing Skrifblyne 9:6 vers 5 en 6, beruiming van Romeine 8, waar die teks wat ons gelees het, juist dat die sê dat die Heilige Gees by en met ons is. Skrifblyne 9:6 vers 5 en 7. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.